waar vandaan kom. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom. En van die 7 geeste wat voor sy troon is. En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons sing saam Psalm 47 vers 3 en vers 4. Daarna bid ons saam. Ons sê vir U baie dankie dat ons op 'n weeksaand die voorreg het om by mekaar te kan wees as 'n gemeente, dat ons saam rondom die woord hierdie dag kan deurbring, die dag kan afsluit. Wat 'n besondere en belangrike geleentheid is dit vir ons as kerk wat in hierdie wêreld strydend is en in afwagting is vir die wederkoms van ons Here Jesus. Ja, ons durf nie vir een oomblik vergeet van dit wat U beloof het deur U Seun, dat hy ook weer sal terugkom na hierdie wêreld toe nie, en dat hy sal kom om ons te kom haal, ook liggaamlik te kom haal. Baie dankie dat ons die voorreg het om as gelowiges mekaar in hierdie wagtydperk te ondersteun, mekaar te versterk. Vertroos ons vanaand met U woord, bemoedig ons met U woord, gee dat ons met nuwe fokus, met groot aandag sal luister, en dat ons wagtend sal wees in hierdie wêreld, dat ons nie vir een oomblik sal deel word van hierdie sondige wêreld nie, maar dat ons sal stry teen hierdie wêreld, teen sy invloed, en teen sy pogings om ons uiteindelik oor te neem. Here, gee dat ons hierdie perspektief sal vashou. Spreek tot ons. Praat met ons. Ons luister en ons antwoord. Bid ons gebed in die naam van U Seun, ons Here Jesus. Amen. Ons gaan saam sing, broer en suster, Psalm 73, vers 10, 11 en vers 12. Daarna kan U sitplek beweeg.
opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem, en toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Dan Openbaring hoofstuk 1, daardie hoofstuk waarin die Here in sy heerlikheid aan Johannes verskyn. Die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om ons sy diensknegte te toon, wat gou moet gebeur, wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Johannes, aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, van die 7 geeste wat voor sy troon is, van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. En ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deurgesteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Ek is die Alpha en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Tot sover met die woord van die Here. Die woorde vanaf vers 4 tot waar ons nou gelees het, en vers 8 is dan ook ons teks. Die boodskap van die Bybel, broer en suster, kan van die begin af saamgevat word as die boodskap van 2 paaie. Die een pad is die pad na die hemel, en die ander pad is die pad na die hel. Die een pad is die pad van saligheid en geluk, en die ander pad is die teenoorgestelde. Dit is werklik die samevatting eintlik van die ganse Bybel. Ek kan byvoorbeeld dink, as ek so vinnig dink aan Psalm 1, kry jy presies dieselfde 2 paaie. Die Heilige Gees moedig ons voortdurend deur die Bybel aan om die pad van die lewe te loop, die pad na die hemel. Die Here Jesus het self hierdie pad geloop, en hy het hierdie pad as het ware vir ons oopgemaak. Jy weet hoe werk dit as jy in 'n digte oerwoud stap, die een wat voorloop
maak die pad oop vir die wat agter hom aankom. En dit is weer die pad wat ook vanaand voor u oopgaan. Die pad na die hemel. Hoe dat 'n mens lewend, nie net na jou siel nie, maar ook liggaamlik hierdie pad kan bewandel en daar kan kom. Hierdie pad is vanaand nog oop as jy daarop wil gaan. Dit maak nie saak wat agter ons lê, wat in die verlede gebeur het, of wat in die toekoms op ons dalk wag nie. Hierdie pad is verseker vir elke mens vanaand nog oop. Maar ongelukkig is daar baie mense, wat ook na hierdie boodskap nou luister, en wat dalk in die toekoms daarna gaan luister, wat een van twee verkeerde reaksies sal openbaar wanneer hulle by die vik in hulle lewenspad kom. En jy moet geen illusie hê dat hierdie preek is daar die vik in die lewe. Daar is die wat weifel, wat daar staan en wat nie seker is of hulle hierdie pad na die hemel moet bewandel nie, wat wonder of dit die moeite werd is om daarop te gaan, wat nie seker is of hierdie die pad is van die waarheid nie, want hulle glo die leuns van hierdie wêreld dat daar eintlik nie 'n God is nie, en die onsekerheid het 'n greep op hulle harte gekry en daarom staan en weifel hulle. Dan aan die ander kant is daar die wat dood eenvoudig nie luister nie. Wat vir hulle self sê, dit is nie die moeite werd nie. Ek dink nie hierdie pad is werklik oop. Die lot van hierdie mense is dieselfde. Die wat besluitloos is, en die wat kies vir die wêreld, vir sy genot en sy plesier en sy genietinge, hulle lot is dieselfde. Selfs wanneer jy weifel, wanneer jy twyfel, dan loop jy eintlik nie die pad na die hemel. Hierdie twee paaie is nie dieselfde pad nie. Die ene, die Here Jesus, vir ons op die ou einde bewandel. Dit is hoekom ons vanaand dan hier is. En hy het ook die ander pad vir ons bewandel. Sodat ons die pad na die hemel kan bewandel. Sodat daar die pad vir ons ook oop is. Moenie daaroor twyfel, broer en suster, dat wie hierdie tweede pad loop, sal nie kan sê, ek het nie geweet nie. Jy sal uitgemaak word vir 'n leenaar. Jy sal gebring word voor hierdie preek. Jy sal nie kan sê dat jy het nie geweet nie, jy was onseker, jy was nie seker, of dit die moeite werd is om hierdie pad na die hemel te bewandel en agter Christus aan te gaan nie. Jy sal 'n leenaar bewys word. Dis broer en suster. Ons Here Jesus praat met ons as sy gemeente. Hy praat met ons en hy verwag van ons om met hom ook terug te kommunikeer. In die eerste plek sal jy sien, hy spreek ons koninklik toe. Hy verwag in die tweede plek van my en van jou 'n baie definitiewe reaksie. Moenie weifel, stil staan, twyfel, omdraai, die verkeerde pad vat nie, ek pleit by u. Ons Here Jesus bemoedig ons in die derde plek met hierdie preek, en hy bemoedig ons vanuit die hemel. Maar kan hy nog met ons praat? Sal een van julle vir my vra. Is dit moontlik dat hy met ons kan praat terwyl hy opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God daar op die groot wit troon, die grootste troon in die ganse kosmos, as hy nie meer liggaamlik hier is nie? Praat hy nog met ons? Laat ek die antwoord met 'n teenvraag. Is jy dan stokdoof? Hoor jy dan nou niks nie? Is daar nie 'n klank in jou ore nie? Is daar nie iemand wat op hierdie oomblik besig is om met jou te praat en te spreek tot in jou siel nie? Wie is die
die een wat besig is om nou te praat. Wat besig is om jou aan te moedig. Jou as het ware druk en stuur in die rigting van die pad op die hemel nie. Ek probeer jou aanmoedig om die spore te volg van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat opgevaar het. Dit is hy wat praat. Dit is hy wat lewend is en wat ons aanmoedig en wat ons bemoedig. Maar ons wil sê, moenie weghardloop wanneer ek met jou praat nie. Maar veral moenie niks doen nie. Hou op om te twyfel, hou op om te weifel. Hou op om 'n dubbele lewe te leef. Hou op met die leuns. Hy is lewend. En as hy lewend is, dan kan hy praat, en hy kan gehoor word. Hierdie is die een ding wat u vanaand baie duidelik moet besef. Dis die eerste ding wat die geïnspireerde apostel Johannes aan ons wil duidelik maak. Hy kom nie met sy eie woorde nie. Hy kom nie met sy eie boodskap nie. Hy is gestuur deur hom wat in die hemel is met 'n boodskap. Hy is die skrywer, ja, hy is die menslike skrywer wat die Heilige Gees wou gebruik het. Maar dis die Heilige Gees wat hom gebruik en dis die Gees wat met ons spreek, die Gees van Christus, die Gees van Christus wat opgevaar het na die hemel. Ja, hy gebruik mense. Hy het die apostel Johannes gebruik en hy gebruik die swak diensknegt wat nou voor u staan en u hoor sy stem. Hy spreek u aan. Stop dit. Stop die twyfel, die gewyfel, die onsekerheid. Draai om van waar jy is. Bewandel die pad van die lewe. Hy praat nie in orakeltaal nie. Hy praat nie in onverstaanbare dialek nie. Hy praat in verstaanbare Afrikaans wat jy magtig is. Hy gebruik geïllustreerde beelde sodat jy dit kan volg. Wat is onduidelik en wat is onseker, broer en suster? As jy so luister na die woord van God. Besef jy die groot genade dat jy die woord van God Sondag na Sondag kan hoor, verstaanbaar. Hy gebruik ampsdraers. Wat was Johannes anders as 'n ampsdraer? Dis broer en suster, wie praat wat er daar gepreek word? Dis mos ewe skielik onduidelik in Afrikaanse kerke. Dit is mos nie meer so spreek die Here, Here nie. Dis die opinie van die dominee. Die sal verkeerd wees. As jy agter daardie leer aangaan, baie duidelik dat die Here Jesus gebruik ampsdraers. Johannes was daarvan bewus. Dis hy wat mense roep. Dis hy wat 'n boodskap gee, soos wat hy hierdie boodskap gegee het. Ek dra die boodskap net oor. Johannes moet skryf vir 7 gemeentes in Klein-Asië, werklike gemeentes. Dis belangrik. Hoekom is dit belangrik? Dis belangrik, broer en suster, want daardie plekke en daardie mense het die Here Jesus geken. Hy het geweet wat gaan in hulle lewens aan. Hy was betrokke in hulle lewe, al is hy in die hemel. Hy het geweet van hulle swaar kry, hy het geweet van hulle twyfel. En hier moet 'n relevante boodskap kom vir elkeen van hulle. Daardie boodskap is steeds vandag relevant. Die wêreld sê nee, die boodskap van die kerk is oud. Die boodskap van die kerk is nie meer nodig nie. Ons lewe in 'n moderne wêreld, 'n wêreld wat vooruit gegaan het. Die kerk het nie aanbeweeg nie. Die boodskap is nog dieselfde. Waarom is jy dan vanaand hier? Want jy kan aanvoel dat die wêreld is nie reg nie, broer en suster. Die wêreld het nie antwoorde nie, die antwoorde is by God. Niks kan verder van die waarheid wees nie. Die Here Jesus Christus wat opgevaar het na die hemel toe,
is lewend, hy praat, hy weet wat gaan aan in Heilbron, hy weet wat gaan aan in jou lewe, en hy is betrokke. En as jy net dit besef, dan sit jy vorentoe op die punt van jou bank, want jy wil hoor wat hy sê. Dit is vir my onverstaanbaar dat mense nie hier is vanaand nie, dat die pers nie hier is nie, dat hier nie 'n vertrapping van mense is nie, wat kom hoor, wat sê, die Here vanaf die groot wit troon, die belangrikste plek in die ganse heelal nie. Ek sal vir u sê, wat het ek vir myself uitgemaak, wat is hier aan die gang? Hoekom is hulle nie hier nie? Hoekom skitter hulle in hulle afwesigheid? Want hulle glo nie. Hulle glo nie dat God is nie. Hulle glo nie dat hy lewend is nie. Hulle glo nie dat hy daar is nie. Hulle glo nie meer dat hy praat nie. Hulle glo nie meer dat hy relevant is nie. En hoe verkeerd is hulle? Hoe absoluut dwaas is hulle? Die boek Openbaring, broer en suster, wil juist vir ons sê dat ons moet luister. Die boek Openbaring is 'n verskriklike boek om te lees. 'n wonderlike boek om te lees aan die een kant, maar aan die ander kant is dit 'n boek wat vir jou waarsku en sê as jy dink dat God nie is nie, nie bestaan nie, nie relevant is nie, dan kom daar dinge oor jou pad wat verskriklik en angswekkend is. Mense lees nie die boek Openbaring nie, ons is onlangs deur hom met Bybelstudie. Mense dink God stel nie belang nie, hy gee nie om nie, as hy daar is, hy gee om, en hy stel belang, en hy weet waar jy vanaand staan. Hy lees jou hart op hierdie oomblik soos 'n oop boek. Moenie twyfel nie. Die ongelowige wêreld is besig om verlore te gaan. Moenie deel wees van hulle nie. Vra vir jouself, wat is die belangrike boodskap waarvoor ek op die punt van my kerkbank moet sit? Maar broer en suster, dood eenvoudig, ek wil hê, julle moet wees waar ek is. Ek wil hê, julle moet hier by my wees in die paradys. Johannes 14, die einste selfde disipel. Laat julle hart nie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Ek wil hê jy moet wees waar ek is. Hoor jy dit vandag? En jy weet waar jy nou staan. Jy weet of jy totaal moet omdraai, of jy op die pad na die hemel toe is, agter hom aan, en of jy jou eie pad bewandel soos wat jy dink, maar dit is nie jou eie pad nie, dit is die pad van vuur en van swaal en van verdelg. Dis nie jou eie pad. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom. Genade en vrede. Wonderlik. Die genade en die vrede is oor ons uitgespreek aan die begin van hierdie erediens. Van hom wat is en wat was en wat kom. Van hom die groot ek is. Onthou jy waar kom dit vandaan? Daarvan uit daar die brandende doringbos. As God met Moses praat en hy vra, Here, wie moet ek vir die Farao hierdie belangrike man sê, wie het my gestuur? Dan sê die Here vir hom, gaan sê vir hom, ek is het jou gestuur. Ek is het jou gestuur.
wat is, en wat was en wat kom. Die farao was 'n weifelaar. Hy het getwyfel. Hy het 9 keer getwyfel. Die 10de keer was te veel. Dis die pad van die weifelaar. Een wat twyfel aan God. Jy sien, daar is 'n ander kant aan ek is. Die kant wat in hierdie wêreld nie meer verkondig word nie, wat mense hou van hulle soetsappige afgode. Hy openbaar sy krag 10 maal, baie duidelik. Ook aan 'n twyfelende, weifelende farao. Die Bybel, die openbaringsgeskiedenis van die Bybel bewys vir ons broer en suster, hy is nie 'n God van speletjies en storieetjies nie. Hou jou storieetjies vir jouself. Moenie dieselfde fout maak as wat die farao gemaak het nie. Hy het gedink hy het krag in sy eie afgode en in sy towenaars. Die farao, broer en suster, ons weet waar hy is. Weet twyfel. Waarheen is jy op pad? Jy ken die gelykenis van die 10 maagde met hulle lampies en hulle olie. En blykbaar het net 5 van hulle, net 50%, die insig gehad om ekstra olie saam te vat. Is min of meer halfpad gedeel in hierdie kerkgebou vanaand. Die een kant gaan, die ander kant nie. Boodskap van daardie gelykenis. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Waak dan. Waak jy nog? Of slaap jy lank? Slaap jy omdat die wêreld jou aan die slaap gemaak het? Omdat die 7 geeste nie meer in jou woon en kragtig in jou werk nie. Daarmee word bedoel die een Heilige Gees. Daar was eens op 'n tyd te vier en 'n ywer by jou vir God en vir sy kerk. Maar verloop van tyd het jy besig geraak en dit het ook verander. Hoor baie duidelik. Hoor baie duidelik. Dit is die 11de uur. Die Heilige Gees is al hard aan die werk. Die 7 gemeentes simboliseer die ganse kerk en die Heilige Gees is in daardie ganse kerk besig om al hard te werk vir meer as 2000 jaar. Hoe lang nog? En tog is daar nog steeds mense wat dink hulle kan in hulle wêreldse leefwyse volhard. Hulle hoef niks te verander nie. So Here Jesus, broer en suster, gaan jy nie vang met jou leuns nie. Jy gaan nie om 'n rad voor die oë draai met die stories nie. Jy kan dit nog doen met mense hier op aarde. Hy is die getroue getuie, volgens die seun wat Johannes ons mee groet. En die getroue getuie beteken hy is die hoogste profeet. En die hoogste profeet praat altyd die waarheid, die reine waarheid, 100% niks minder as dit nie. En hy sal ook die waarheid oor jou en my praat. Selfs toe hy geweet het, toe die hoëpriester vir hom gesê het, ek besweer jou by die lewende God, ek stel jou onder eed, dat jy vir ons sê of jy die Christus, die seun van God is. En hy weet as hy hier sê ja,
en gaan hy teen die kruis op, het hy gesê, van nou af sal u die seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel en hulle skree, hy verdien die dood vir die reine, volle waarheid. Hoe gaan ek en jy by hom ooit verbykom met leuns, halwe waarhede, verdoeselings? Dis 'n belediging. Omdat dink jy gaan voor God kan staan met 'n lewe wat jy wegsteek en toemaak en verdoesel. Jy kan verwag hy gaan die volle waarheid praat. 100%. Die res van Openbaring, broer en suster, maak dit duidelik dat daardie dag kom. Die dag wat ons almal voor die troon van God gaan staan, hierdie groot wit troon, Openbaring 20, en die boeke sal geopen word. Ek sien hoe lidmate hulle verstrik en vastdraai met leuns tydens huisbesoek. Jy kan dit nie bewys. Ouderlinge kan dit nie bewys. Sit nie 'n voet om op te staan nie. Maar daardie boek van jou gewete sal geopen word in die teenwoordigheid van God. Weet dit? Verseker. En dan gaan jy ook terugbring na die leuns wat jy hier vertel het. In die kerk. Dit sal op die lappe wees. En daarom, broer en suster, ons kan nie geken word as mense van leuns en onwaarhede nie. Want hy is die groot getuie, die volle waarheid, kom met sy mond uit. Hy is die eerstgeborene uit die dode. Wie is nie 'n leenaar wat hier is vanaand nie? Wie verdien nie die dood vir sy leuns nie? Die straf vir leuns, die hoëpriester het dit gesê, daarin die Sanhedrin het besluit, die straf vir die leuns is die dood. Wie is nie 'n leenaar nie? Maar hy is ook die eerstgeborene uit die dode. Hy het vir ons die lewe verwerf, hy het vir ons versoening gedoen, vir ons sondes. Hy is die begin van alles wat nuut is. Dis 'n baie belangrike punt daardie. Dat hy is die begin van alles wat nuut is, ook wat nuut is in my en in jou lewe. Dit is vir hom gegee om 'n totale nuwe aarde en 'n nuwe hemel tot stand te bring. Aan hom is alle mag in die hemel en op aarde gegee, sluit Matteus af in Matteus 28 vers 20. Alle mag, magtiger as Donald Trump of Elon Musk, wat in elk geval blykbaar vandag in die pad gesteek is. Magtiger as wie ook al jy aan kan op hierdie oor. En daarom is hy die owerste oor die konings van die aarde. Dit was belangrik. Was so belangrik vir daardie mense wat geleef het in 'n tyd wat gesê is, die keiser is God. Die keiser is die magtigste man in die hele wêreld. Die keiser beheer jou hele lewe. Vir hulle word gesê, genade, vrede vir julle, van die eerstgeborene uit die dood, die owerste oor die konings van die aarde, die heel magtigste in die hemel, daar waar die keiser nooit kan kom. En daarom is hier 'n plan wat gaan ontvou van die hemel af. Jy kan nie daar sit. Nie nadat jy dit gehoor het. Jy kan nie daar sit en vir jouself sê, ek kan 'n opinie vorm oor hierdie preek en ek kan lekker huis toe gaan. Jy moet antwoord. Jy moet iets sê. Jy moet reageer. Jy kan nie net dat God met jou praat en jy sit en slaap. God het gepraat. Jy weet dit nog. Is jy nou stom verbaas soos die disippels wat daar gestaan en kyk het hoe dat die wolk hom weggevoer het?
Wanneer kinders weet hulle het iets verkeerd gedoen, so het ek het beleef met my kinders. En jy begin met hulle praat en hulle is besig om te speel, dan gaan hulle aan met die spelery en hulle maak asof hulle jou nie hoor. Die verkeerde ding natuurlik om te doen is om hulle op te pluk. Maar jy gaan na hulle toe en jy maak oogkontak en dan praat jy met hulle en dan vra jy vir hulle, het jy gehoor? Het jy geluister? Wat is jou reaksie? Jy onthou waar het hierdie preek begin? Wat is jou respons? Kyk verby die menslike instrument. Die Here het met jou gepraat vanaf die groot wit troon oor 2 paaie. 2 definitiewe paaie. Hoe lank gaan jy aanhou met die ou dinge? Hoe lank gaan jy die ou paaie beloop? Na so 'n magtige groet, broer en suster, moet daar 'n reaksie wees en Johannes, genadig. Genadiglik reageer Johannes. Johannes reageer namens ons almal. Johannes skryf hier woorde neer namens ons almal. Die regte woorde, die korrekte woorde, want dit is onder leiding van die Heilige Gees. 'n Wonderlike lofprysing vir ons Here Jesus Christus. Hy neem ons as het ware saam in hierdie proses. Want onthou u, en ek wou dit vir u gewys het, u moes vers 3 raak gesien het. Dis eintlik 'n saligspreker wat sê, salig is hy wat die woorde van die profesie lees. Salig is hulle wat dit hoor. Wat dit hoor en bewaar. Salig is hulle. En dan kom Johannes en hy reageer namens ons almal soos wat 'n bruid sal reageer. Want as jy iets sê oor haar bruidegom, en sy weet haar bruidegom het haar lief en sy is opgewonde oor haar bruidegom. En so praat Johannes uiteindelik namens ons almal. En hy reageer. Dankie dat u bloed gestort het. Dankie dat u ons 'n volk vir u gemaak het. 'n volk van konings en van priesters. Hy dink duidelik aan Eksodus hoofstuk 19. Toe God met die volk gepraat het en hulle so bang was dat hulle wou doodgaan. Dat hulle naderhand gesê het, Moses, laat die Here liewer met jou praat. Ons kan nie. Ons is vergelykbaar met hierdie volk, met Israel, broer en suster. Ons is nie verlos uit Egipte nie. Ons is verlos uit die slawebande van die sonde. En die owerste oor die konings van die aarde het nie afgereken met die farao nie, hy het afgereken met die bose. En hy het vir ons 'n volk gemaak van konings en priesters vir hom. Ons is vrygemaak om hom te dien in die erediens. Ek kom nie na elke erediens toe omdat ek die predikant is. Ek kom na elke erediens toe want ek dien God hier. Ek verstaan die pad na die lewe. Ek verdien dit nie, die pad na die lewe. Maar ek wil God dien en ek wil hê hy moet weet, hy is vir my belangrik. Ek dien hom as 'n koning, maar veral ook as 'n priester in my huis, met huisgodsdiens. Ek het altyd graag ook saam met my kinders gedoen, waar ons saam sing en saam bid. Jy kan dit doen by die werk, jy kan dit doen by die skool. En ons sing by die skool, by die openbare skool. Vra jy kinders. En ek sal vir jy sê, dit gaan oor 'n beginsel. Moenie 'n geleentheid mis om die Here te dien nie. Daar is baie mense wat vanaand nie hier kan wees nie, want hulle bly op plase. Dis vir hulle lewensgevaarlik en daarom Zoom hulle. Maar ek het 'n probleem met Zoom.
Dis nie dieselfde as om na die erediens toe te kom nie. Om nie jouself bluf nie. Dit is 'n noodmaatreël en nie dit. Miskien moet ons dit stop. Miskien moet dit eindig. Want ons moet God hier dien. Ons moet ernstig raak daaroor. Wanneer ek hierheen kom, het ek respek vir hom. Ek is onder die indruk van wat ek moet kom doen. 'n Priester bid. Dis wat 'n priester doen. Ons moet nie net 'n werkende gemeente wees nie, ons moet veral 'n biddende gemeente wees. Al is jy nie direk betrokke by die sending en die evangelisasie nie, kan u daarvoor bid. Johannes vat 'n groot kans deur al die eer en heerlikheid vir Jesus Christus te gee in 'n tyd wat mense die keisers vereer. Maar jy kan Johannes nie stil maak nie, want sy hart is vol en hy is bewus van wat moet gebeur. Aan hom kom al die eer toe, en hy sê dit. En genadiglik neem hy ons saam. Die Here wil ons bemoedig voordat ons huis toe gaan vanaand, broer en suster. Hoe klink daardie bemoediging, hoe klink daardie versterking vanaf die groot wit troon, van daar in die paradys vanaand vir die gemeente van Heilbron? Broer en suster, kom nou. Kom nou. Dink 'n bietjie. Jy kan hierdie ene amper self eet. Dit kan nie amper een ding wees, is dit nie? Daardie bemoediging, daardie versterking wat ons nodig het, ons wat in Heilbron moet leef, wat in hierdie wêreld moet leef, wat kan daardie bemoediging wees? Ek kom. Ek kom. Ek kom met die wolke. Jesus het miskien opgevaar na die hemel. Sy disippels het gesien hoe daardie wolk hom aan hulle onttrek totdat hulle hom nie meer kon sien nie. En ons lewe nou in die bedeling van nie sien nie, in die bedeling van glo, maar die stem van God is nie stil nie. Jy hoor sy stem. Dis ook die bedeling van spot en verkleineer. Julle Christene. Ha! Hoe lang wag julle? Begin julle nie dink daar is nie 'n God nie. Al hierdie dinge is fabels, mytes, oorverblindery. So hoor ons dit. En hierdie spot kan seer maak. Dit kan selfs op 'n vrugbare plek in 'n mens se hart val en dalk kan daar 'n bossie opskiet. Daar kom 'n dag wanneer daar gepraat word oor sy wederkoms. Daar kom 'n dag dat gelowige en ongelowige sal sien en weet, ook hulle wat hom deursteek het en hom gekruisig het en hom verwerp het, dat hulle sal weet, hulle was verkeerd. Hulle het nie geweet wat ons weet. Of wat van ons weet. Wie nie beluister nie. Wie sy oor toemaak, wie aanhou wil gaan op die ander pad wat nie 'n goeie pad is nie, of wat wil twyfel en weifel en nog steeds na al die jare onseker is, wat sê ek hoor nie God se stem nie, jy is 'n leenaar. Jy hoor God se stem, jy wil nie luister nie. Dis die verskil. Hy kom met absolute sekerheid en dan vat hy die pen by Johannes. As dit waar, gaan kyk na vers 8. En hy skryf, hy sê, Johannes, ek teken self hieronder, wat jy nou gesê het. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Ek is die Here wat is en wat was en wat kom.
kom, verseker kom. Die res van die boek Openbaring, broer en suster, vind plaas met hierdie handtekening aan die begin van Openbaring, van die een wat kom. Wat sien ons van hom vanaand? Niks. Wat het ons van hom vanaand? 'n woord, 'n belofte. Hy sê, ek kom spoedig. Salig is hy, salig is elkeen wat hierdie belofte glo en aanneem. Amen. Ons dank sy. Ons Vader wat in die hemel is, skenk aan ons die moed en die krag om ten spyte van spot en verkleinering, die belofte vas te hou wat die Seun vir ons gegee het, dat hy aankom is na hierdie wêreld toe. Ons neem U baie ernstig op. Ons weet dat U is die groot ek is, en ons wil nie saam met die Farao, daar waar hy is, bespreek wat 'n groot fout dit was om U nie te glo nie. Ons wil die pad van die hemel bewandel, ons wil agter ons Here Jesus Christus aangaan, ons wil weet waar hy is. Skenk aan ons die krag en laat U Gees in ons woon en werk. Laat ons breek met die wêreld en met al sy genietinge. Laat ons hierdie belofte bewaar. Belofte dat hy kom. Ons bid ons gebed in die naam van die Seun. Amen. Ons sing saam, broer en suster, Psalm 93 vers 1 tot 4. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.